Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier en glo jy het een besonderse mooi dag so ver agter die rug. Vir my Pastor Stef, baie lekker om saam met te kuier op ons verskillende platforms, soos ouer gewoonte in die aande tussen 8 en 9 kuier ons so saam en glo ook die naweek se boodskappe het vir jou baie beteken en dat vandag se boodskap is eintlik so belangrik vir elkeen van ons om na te luister. Hoekom praat ek oor emosionele afpersing en manipulasie? Wat ek dink dis in die orde van die dag / Jezebel gees en ek gaan baie daaroor praat in hierdie sessie en mag jy ook in die volgende 45 minute saam met my kuier en ons dalk bewus word van iets wat besig is om jou af te trek moontlik en moontlik dit te kan identifiseer wat jy vir baie lank dalk aan gedink het en nooit aangespreek het of eers gewaag het om na daai platform toe te gaan in jou lewe. Wel, ek wil vir jou sê baie welkom en mag jy in hierdie volgende sessie sommer maar net so ervaar ook God se seën en sy heerlikheid vir jou op TikTok en YouTube en op Facebook. Baie welkom, jy sal vind my nommer verskyn op die blaaie. En terwyl my nommer verskyn, wil ek jou uitnooi om daai nommer neer te pen en neer te skryf en soos Ivan al reeds my nommer op TikTok geplaas het, vat my nommer en stuur vir my sommer maar net jou naam en van as jy op ons groepies wil kom om selfs vandag se boodskap te ontvang en ook so ons dagstukkies. Daai nommer dit is gratis. Jy sal sien daar's 'n ander nommer as jy op die WhatsApp groep gaan. Dit is as jy sessies wil boek vir berading. Maar die nommer wat hier verskyn is die nommer wat jy kan gebruik juis om elke dag op ons groep elke dag die boodskappe te ontvang. Ek wil saam met jou bid en sommer in hierdie oomblik jou opdra aan die Here, want Vader, wat 'n voorreg is dit om kinders van God genoem te kan word. Here, en terwyl elkeen van ons so stil word, is my gebed dat U by hom sal kom, stil staan en bedien met U krag en met U sterkte. Dankie vir die Heilige Gees wat ons lei en ons leer. Mag vandag se sessie ook 'n sessie wees wat U tot harte spreek en waar daar moontlik dele is van manipulasie in iemand se lewe, Here, bid ek dat U dit aan hom en haar sal wys en dat hy en sy sal breek en hulle bekeer van daai manipulasie gees, daai Jezebel spirit. Here, baie dankie dat ons ook so dit kan aanspreek in verhoudings en ook so in ons samelewing. Dit kan raak sien en Here sensitief kan wees. Dankie dat U vir ons die woord gegee het wat ons op kan staan en weet dat die woord ons lei in alle waarheid. Here, dankie vir genade, dankie vir U guns, dankie vir rus, dankie dat ons kon rus, dankie vir 'n nuwe week, dankie dat in hierdie week ook U met hom en haar gaan en ook so Jouself aan hulle openbaar. Ek bid vir jou voetstappe, dat dit geseënd sal wees. Jou huishouding, die beskerming van God sal ervaar. En in jou besigheid, bid ek ook jou deurbraak, bid ek ook die voorsiening van God. In jou finansies, bid ek ook vir herstel, en dat dit sal wees soos manna uit die hemel, en dat hierdie ook die oomblik sal wees, wat jy ervaar, ook so die voorsienigheid van God, is my gebed in Jesus se naam. Ons loof, ons eer en ons prys U. Amen. Ja, hoe om manipuleerders te herken en geestelik en fisies en in jou menswees van dit los te breek en vry te kom. En vandag praat ek met jou oor iets wat baie mans en baie vrouens in hulle lewens stilweg beleef. En wat baie min mense regtig verstaan. Emosionele manipulasie en afpersing vind in jou werksplek,
vriendskapsverhoudings, selfs in verhoudings, in huwelike, en in families. Jy kan dit deurtrek. En ek wil hê jy moet net luister. En jy moet bid dat die Here ook vir jou sal wys. En dat as jy dit sien en ervaar en weet vandag, dat hierdie is 'n scenario wat hom afspeel in jou lewe, bid tot die Here, dat jy van daai binding, van daai vors, vry en los sal kom. Iets wat baie min mense regtig tog verstaan, is hierdie emosionele manipulasie en afpersing. Baie dink dit is net 'n slegte gedrag, maar dit is nie net 'n slegte gedrag nie, dit gaan baie dieper. Jy sou vind my nommer verskyn, sou jy op ons groepe wou gaan, stuur maar net jou naam en jou van, en ons gaan verseker jou op die groep laai, sodat jy die boodskappe kan ontvang daagliks, en selfs vanaand se boodskap. Dis nie net 'n slegte gewoonte nie. Dit is werklik waar in iemand se leefstyl, en dit het deel geword van hom of haar lewe. En dit is een van daai swak eienskappe wat werklik mense wegdryf. Maar emosionele afpersing en manipulasie gaan ek in diepte oor gesels, en ek gaan na die woord toe gaan om dit uit te wys en te sien hoe slinks Lucifer kom en lewens vernietig deur hierdie manipulasie. Ek wil begin om te sê dat emosionele manipulasie en afpersing, jy weet, raak jou siel, jou identiteit en jou vrye wil. Dit is baie gevaarlik. Jou siel as mens word aangeraak deur. Jou persoonlikheid, jou identiteit word geskuur en word gebreek. En natuurlik verloor jy jou vrye wil. Luister en hoor en sien dit raak vandag. Die woord van God sê, want wederstrewigheid is sonde van waarseery, en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Nou, ons kan eintlik hierna toe gaan in 1 Samuel, en ek wil sommer maar net dit vir jou lees in 1 Samuel 15, en hoor net gou wat sê hy in 1 Samuel 15, ek wil gou hierna toe blaai, ek het dit neergeskryf, maar ek voel ek moet vir jou hier lees. Hy sê, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarseery, en eiesinnigheid, is afgoderry en beeldediens. Hy sê, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Hierdie is kragtig. Met ander woorde, wanneer iemand probeer beheer neem oor 'n ander man of oor 'n vrou se lewe, en ook selfs oor sy geestelike lewe, wil ek vir jou sê, is dit 'n manifestasie, duidelik, nie van God nie. Dis 'n waarheid hierin, want manipulasie probeer beheer neem en hoor my wat ek vir jou sê, oor wat net aan God behoort. Jou wil, jou keuse en jou identiteit. Ek sien nie iemand plaas, ek weet nie, iemand net op Facebook my nommer kan plaas. Jou wil, jou keuse, jou identiteit.
Manipulasie sal kom om dit van jou weg te neem, wat aan God behoort. Jy het 'n wil, jy het keuses, en jy het 'n identiteit as 'n vrou en as 'n man. Pas op dat iemand nie wil beheer neem van daai deel van jou lewe nie. Moet nooit toelaat dat iemand, 'n man of 'n vrou, jou stem probeer stil maak deur hom en haar eie motiewe nie. Wat is emosionele manipulasie? Wat is afpersing en manipulasie? Wel, emosionele manipulasie is wanneer iemand jou emosies gebruik om jou gedrag te beheer. Vrydagoggend was ek by 'n manneoggend, kortliks het iemand daaroor gesels en dit het op my oor gekom en dit het my hart die hele naweek besig gewees om rondom hierdie, jy weet, te gaan oplees en uit die woord uit te gaan lees. En ja, ek het my oor oopgegaan. Daar het soveel in my gees waarneming plaasgevind wat die woord sê. Dit is nie altyd hard en duidelik. Dit kom gewoonlik stil, subtiel en selfs geestelik vermom. Dit kom nie altyd op jou af soos 'n storm nie. Dit kom soos 'n stille fluistering in jou lewe in. En baie keer is dit iemand wat stadig maar seker in jou hart en in jou besigheid en in jou lewe inkom. En jy kan in die media gaan lees daarvan en jy kan, jy weet, jy kan net, dis skrikwekkend om te besef hoe dit mens kan vernietig. Kom ons praat 'n bietjie van die geestelike perspektief. Manipulasie is in wese 3 dinge. Daar kan meer wees, maar wat ek waargeneem het rondom manipulasie in hierdie laaste paar dae, terwyl ek gaan stil sit het en juis ook gebid het dat die Here vandag my die wysheid sal gee om met jou op die groep te kan praat, sodat jy los en vry kan kom. As jy wonder, waar is my nommer? Ek sien iemand vra op Facebook, ek kan net vra dat Karen net hom sommer net weer opplaas daarso. En ek sien Ivan, hulle plaas hom daar. Jy sal sien op YouTube, bo aan die tema, sal jy ook my nommer vind. En selfs by hierdie sessie vanaand op Facebook. Manipulasie, volgens my, is in 'n wese 3 dinge. Dit wil beheer uitoefen, dit wil dominansie, dit wil domineer, dit wil en dit wil die vervanging van God se gesag kom oorneem. Want jy moet baie mooi hoor. Beheer is nie van God af nie. Om iemand te wil beheer is heksery. En ek gaan in die vervolg baie oor gesels. Want ons moet die werke van Lucifer kan identifiseer. Hy wil domineer, hy wil altyd jou stil maak, of sy wil jou stil maak, dit wil dominant wees, en die manipulasie rondom dit word gewoonlik gekoppel aan beheer. Want as jy kan beheer hê, dan domineer jy. En dan vat jy ook so 'n persoon, jy weet, dan vat jy God se gesag uit so 'n persoon se lewe uit,
en jy neem dit dan oor, so 'n persoon is gevaarlik. En hulle beweeg gewoonlik in ons binnekring. Luister baie mooi, die teenoorgestelde is Jesus. En ek wil vir jou lees wat sê die woord in 2 Korintiërs 3, wanneer hy kom in vers 17, en hoor wat sê hy. Ek toevallig is 'n nuwe Bybel wat ek het, en ek maak hom nogal daar oop. En hy sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Kyk na die kontras. En ek wil jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou sê. God bring vryheid, manipulasie bring beheer. Waar God is, en waar God beweeg, en waar God in 'n besigheid is, en in 'n verhouding is daar vryheid om jouself te kan wees. Het jy 'n opinie, en jy het 'n belonging, selfs in familie, selfs in die corporate. Maar manipulasie wil altyd in beheer wees. Manipulasie wil altyd die laaste sê. Manipulasie is altyd reg. Manipulasie is nie van God af nie. Manipulasie bring beheer. Ek wil verder gaan om te sê, God bring waarheid. Manipulasie bring verdraaiing. God sal altyd waarheid bring. Sy woord is die weg, die waarheid en die lewe. Sy Gees bring waarheid. Manipulasie wil alles verdraai. Manipulasie wil altyd 'n wortel voor jou laat hang. Manipulasie wil jou altyd in 'n rigting in, onthou ek het gepraat van beheer, druk. En mag God vandag jou wys, sodat jy dit kan identifiseer en vrykom van so gees, van manipulasie en afpersing van iemand. En ons gaan nou oor bid net nou. Ons gaan ons losmaak en verwag 'n manifestasie, want ek wil vir jou sê, hierdie is 'n gees. God bring liefde. Manipulasie kweek vrees. In die Bybel sien ons hierdie patroon wat baie mense ken as 'n Jezebel gees, 'n gees van manipulasie, intimidasie en beheer. Verskoon vir 'n oomblik. Ek lees gou hierso 'n gedeelte vanmiddag raak. Ek is besig, kar word gewas en ek sit daar in die parkeerarea en ek het omtrent so 2 ure om aan vanaand se boodskap te werk en ek gaan lees 1 Konings 21. Gaan lees dit in jou eie tyd oor Nabot. Nabot het hierdie wingerd gehad en koning Agas het ook 'n wingerd gehad. Agas is getroud met Isabel. Ek gaan dit vir jou verduidelik dat jy 1 Konings 21 verstaan in die boodskap wat ek vanaand bring. Ek bring dit in kort na jou toe en jy kan dit gaan lees in 1 Konings 21 uit 29 versies waar Agas hier kom by Nabot en hy begeer Nabot se wingerd. Hy sê vir gee my jou wingerd. Hy sê ek kan nie hierdie wingerd aan jou gee nie want ek het dit geërf. Hy sê gee dit vir my of ek ruil jou met 'n ander wingerd van my of ek ruil jou met silwer. En Nabot sê ek kan dit nie doen nie. En hierdie ou wip hom. Die Bybel sê hy gaan huis toe. Hy val letterlik op sy bed. Sy vrou kom in. Sy kry hom op sy bed wat hy bitter is en kwaad is en Isabel sê vir hom. En Isabel, die Jezebel spirit, hoor wat doen sy? Sy sê vir hom, Agab, wat is dit dat jy nou so bitterlik lê en ek kan sommer sien.
Jy's ongemaklik. Hy sê, sal jy my nou glo dat ek bied aan vir hierdie man met die naam van Nabot, ek wil sy plek koop, ek is tog koning Agas, en hy sê vir my, sal dit nie doen. Sy sê vir hom, moenie worry nie. Ek sal dit uitsorteer. Weet jy wat doen hierdie vrou agter sy rug? Sy gaan, pas op vir iemand wat agterhalf is. Pas op vir iemand wat altyd met die mooiste woordjies kom om te sê, ek wil vir jou net die beste hê. Dis manipulasie. In aanhalingstekens, nie altyd nie, maar wees gewaarsku, dis tekens. Sy sê vir hom, slaap jy nou maar verder. Wat doen Isabel? Sy gaan na die stad toe en sy kry 2 mans om teen hierdie man met die naam van Nabot te gaan valslik getuig. En sê hulle moet teen hom getuig. Hy het God en die koning gevloek. Daar's toe 'n saak teen hierdie man. Hy word toe skuldig bevind daar by die stad en wat doen die mense? Hulle gooi hierdie man dood met klippe. Sy gaan terug, maar weet jy wat het sy gedoen? Sy was so manipulerend geweest, Isabel. Sy het 'n brief geskryf namens Agab as die koning en 'n aantuiging gemaak teen hierdie man Nabot. En sy het die rooi seël, sy het dit geseël en gestuur en sy het gaan praat. Sy het gaan vooraf praat om te sê, hoor hierso, sy was vroom. Pas op. Jy sien, manipulasie, 'n Jezebel spirit kan nooit nee vir antwoord vat nie. Hierdie man sê nee, maar daardie nee word nooit gerespekteer nie. Kyk in jou eie lewe, kyk in jou besigheid, kyk na 'n partner, kyk in vriendekring. Jou nee moet gerespekteer kan word. As daar die heeltyd teenkanting is teenoor ek gaan nie, ek wil nie, ek sê nee, dan moet jy gaan kyk of daar nie gees van manipulasie is nie. 'n Jezebel spirit. Want dit sal jou doodmaak, dit sal jou vernietig. Dit het hierdie man se dood gekos. En toe kom sy weer terug na hom toe. En sy sê vir hom, hoor hierso, hy is skuldig bevind, hy is sopas dood. Jy kan nou maar afgaan na die wingerd toe, dis jou wingerd. Sien u die manipulasie, die demoniese in dit, waarna dit toe lei? Manipulasie tree in. Planne word gemaak. En dit kom baie keer met die mooiste woorde. Met die mooiste bedoelinge. En 'n onskuldige man word vernietig. Ek wil dit weer sê, manipulasie respekteer nie 'n nee nie. Daar's tegnieke van manipuleerders. Nou wil ek hê jy moet baie mooi luister, want baie mense sit vandag in hierdie siklus en besef dit nie, hierdie gaslighting. As ek die woord kan gebruik, dit laat jou twyfel aan jouself. Jy verbeel jou dinge. Dit het nooit gebeur nie. Jesaja sê, wie hulle wat die kwaad goed noem. Ek praat van hierdie manipuleerdes, hulle gebruik tegnieke van skuldbeheer. Hulle wil jou altyd laat skuldig voel. As jy my lief het, sal jy. As jy nie dit wil hoor nie, daar's die deur. 'n manipuleerder het min genade ook. My way, that's the only way. Not God's way, their way. Hulle gebruik dan jou eie hart teen jou. Gaslighting, skuldbeheer, nog 'n tegniek van manipuleerdes is daai silent treatment, daai stil swyging.
Ja, ek sien Johan praat van dieselfde as 'n narcis. Dit loop hand in hand. Maar daar's baie meer, ek gaan volgende week oor narcisme praat weer. Maar silent treatment, hulle straf jou met stilte. Hulle onttrek hulle liefde, totdat jy breek, totdat jy optree, en dan is jy die een. Jy kan net nooit wen nie. Want hierdie emosionele manipulasie maak van jou, dat jou stem stil word. Dit maak dat jy jou identiteit verloor. Dit maak naderhand dat jy gesigte sien, en dat jy begin glo, dat wat die manipuleerder sê, dit so is. Totdat jy breek. Nog 'n tegniek van 'n manipuleerder is intimidasie en woede. Hulle sal jou intimideer, en dit sal gepaard gaan met hulle stemme verhef, om te wys, want jy sien, 'n manipuleerder, 'n afperser moet in beheer wees altyd. En ek moet bid vandag, as jy vandag soos moet jy sê, ek bid vandag, dat hierdie breek in my lewe, as jy enigstens hierdie identifiseer wat jy uitoefen teenoor ander, jy's besig om mense te breek. It's a silent killer. Hierdie skielike uitbarsting, en ek praat van intimidasie en woede, hierdie skielike uitbarstings, daai dreigemente, daai beheer deur vrees, moet in beheer wees, en moet altyd hierdie gekoppel wees aan vrees. Daai ander party, die ontvangparty, loop in vrees, want wanneer gaan ek hier deurloop? En natuurlik, in hierdie afpersing en intimidasie, manipuleerders is gewoonlik die persone wat dan op die einde van die dag hierdie slagoffers word. Maar ek het net mooi bedoel. Hoekom is jy nou so? Ek wil net, sien jy nie die mooi nie? Hulle draai alles om, en skielik is hulle die slagoffers. Dan hierdie love bombing, nog 'n punt, is eers oorweldig hulle jou met liefde, en hulle gaan uit hulle pad uit, en dan gebruik hulle dit naderhand, deur om beheer uit te oefen. En jy weet nie meer wat te kant toe nie, want toe jy gedink het, dis van Here af, was dit so mooi, maar nou ewe skielik, is jy in 'n web. Ewe skielik word jy manipuleer. Ewe skielik loop jy met jou stem met stil geword. Ewe skielik besef jy, dat ek is nie meer in beheer van my eie besluite, en my eie lewe nie. Hoe moet ek dit herken in my lewe? Hoe herken jy dit vandag in jou lewe? Wel, jy is moontlik in 'n manipulerende situasie as jy konstant skuldig voel. En jy jou eie oordeel begin bevraagteken. Because that's a spirit. En jy altyd bang is om nee te sê, want gaan ek nee sê, gaan ek weer deurloop. Jy voel emosioneel as man, as vrou uitgeput. En naderhand voel dit, of jy net die hele tyd op eiers moet loop. Die Bybel sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Jy moet jouself vra as jy in vrees. As daar konstante vrees is dit nie van God af nie.
Natuurlik is daar gevolge van manipulasie en hierdie is dis die realiteit. Emosionele afpersing en manipuleerders en manipulasie steel stadig jou selfbeeld. Jou selfbeeld om nie meer oor jouself goed te voel nie. Jou identiteit. Dit roof jou van jou identiteit wie jy is. Want jy is nie meer wie jy is nie, jy moet nou wees wat hy of sy sê jy moet wees. En op die einde van die dag steel dit stadig maar seker jou vrede. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, 'n baie bekende gedeelte, dat die dief kom net om te steel. Hy kom soos 'n dief in die nag, net om te kom steel en te slag en te verwoes. En baie keer gebeur dit nie oornag nie, dit gebeur stadig, sistematies. Hoe breek ek vry? Jy sit nou en luister, hoe breek ek vry? Is jou volgende vraag aan my. Wel, die begin is om te kan erken die waarheid, want jy kan nie vry word van wat jy ontken nie. Ek hoop, dit maak vir jou sin. Ek gaan dit weer sê, jy kan nie vry word van dit wat jy ontken. En ons lewe baie keer met 'n ontkenning en ons wil nie daarna toe gaan nie, want hierdie bring konflik, hierdie bring moeilikheid, hierdie bring stres, hierdie bring skeiding. Stef, ek wil nie. Ek moet by so 'n plek aankom. Jy kan nie vry word van wat jy ontken nie. En Johannes 8 sê in vers 32, en julle sal die waarheid ken. En wat sal die waarheid doen? Jy sien, die waarheid sal jou kom vrymaak. Tweedens, stel grense. Hoe breek jy los? Daar moet grense kom. Selfs Jesus het nie almal vertrou nie. Johannes 2 vers 24, hy het hom nie aan hulle toevertrou nie. Gaan lees dit. En iets wat jy vandag moet hoor, is om by 'n plek te kan kom om te leer om nee te kan sê. Vergeet die konflik. As jy wil lewe, moet jy begin nee sê. Jy moet begin opstaan. God eer 'n man en 'n vrou wat opstaan vir die waarheid. Wat opstaan vir jouself beteken dat jy sien weer waarde in jouself. Jy beken aan jouself toe. Soos 'n punt is daar weer waarde. Heg weer waarde aan jou menswees, aan jou identiteit. Leer om nee te sê. Nee is nie rebellie nie. Nee is eintlik maar net gesonde beskerming. En dan moet jy hierdie geestelike beheer, want ek praat van geestelike beheer, omdat dit in gees, dit is 'n gees hierdie, om hierdie geestelik te breek hierdie geestelike beheer. Hy sê in Jakobus 4, ek kan dit nie anders bestel vandag nie, kan dit nie mooi praat nie, want dit verwoes lewens, dit verwoes jou identiteit, jou stem word stilgemaak. Pas op in besigheid. Ek weet nie hoekom ek dit sê vandag nie. Pas op dat jy sulke mense in jou binnekring toelaat. Jy kan hulle van 'n afstand af al sien. Breek hierdie geestelike beheer. Jakobus 4 vers 7, baie bekende gedeelte sê,
Ontwerp julle aan God. Onderwerp julle aan God. En weerstaan die duiwel. Wat gaan gebeur is, hy sê weerstaan die duiwel en wat gaan gebeur? Hy sal van jou wegvlug. Jy sal moet weerstand bied. En dan wil ek die volgende sê, herstel jou identiteit. Hoekom is dit so belangrik? In Korintiërs 6 vers 20 sê, julle is duur gekoop. Daar's 'n prys vir jou betaal. Daar's 'n lewe vir jou afgelê, sodat jy 'n vol lewe aan die kant van die graf kan leef. Gesond, vrede, vry, in beheer. Nie om te domineer nie, maar om in beheer te wees, weer van jou mens wees. Jou intellek, jou emosies sal groei weer, jou selfwaarde sal toeneem. Jy behoort nie aan mense se beheer nie. Jy behoort aan God. Kom ek gee vir jou, dalk het 'n paar voorbeelde waar dit gebeur. Dit gebeur in huwelike, dit gebeur in families, in kerke, in werksplekke. Manipulasie gaan waar mense beheer wil hê. En jy kan hierdie deurvat, ook hoe hulle groot geword het. Baie keer sulke mense moes uit het as kindertjies moes hulle plekkie vol staan en moes hard fight om gehoor te word. En is selfs ongelukkig die hartseer is dat sulke persone het dit geleer van 'n pa af. Want ongelukkig was daar hierdie miskonsep dat dit is hoe jy in beheer is. Moet nie toelaat dat iemand op jou trap nie. En eintlik is hierdie dan 'n tool van Lucifer wat gebruik word, wat jy eintlik mense van jou wegstoot. Want dis nie van God nie. Moenie toelaat dat iemand jou beheer nie. Net deur God se gees gelei te word. Dis waar ek en jy moet kom in ons lewens. Ek wil afsluit en ek wil net tog, voor ek 'n slotgedagte gaan deel, wil ek half laat hierdie aeroplein kom land om die volgende vir jou te sê, dat kom ons maak dit prakties en geestelik en kom ek en jy vandag sê dit hardop. Ons sê dit hardop vir onsself, ek breek vandag elke vorm van emosionele en geestelike beheer, manipulasie oor my lewe. Ek kies waarheid bo vrees. Ek kies vryheid in Christus. Ek wil saam met jou bid. En mag daar bevryding kom, mag hierdie boodskap, glo ek hopelik, vir jou sommer net iets beteken. Ek wil jou uitnooi, as jy kan, hierdie boodskap share en iemand tag of dit net op jou page aanstuur. Sê my nog nie follow nie, gaan like en follow my page. Maar gaan share hierdie boodskap. Karen sê dit konstant vir my. Jy moet vir die mense sê, like en follow. Want mense weet dit nie altyd nie. Hierdie pastoor Stef page, gaan like en follow die page. Die oomblik as jy dit doen, wanneer daar lives is en goed is gepost is, sal dit altyd ook so by jou page opkom. Dit is baie belangrik. Here, dankie dat u ook vanaand
by ons kom stilstaan. Openbaar elke vorm van manipulasie in my lewe. Here, en gee elkeen van ons wat luister onderskeiding, en breek hierdie kettinge van beheer. Herstel elke man en vrou se identiteit. Ek bid ook, Here, dat U sal herstel in sy lewe en in haar lewe weer vrede. Dat hulle sal opstaan. Dankie vir U krag. Dankie vir U leiding. Dankie vir 'n boodskap vandag wat ek kon hoor. In Jesus se naam. Amen. Slotgedagte. Manipulasie wil jou beheer, maar God wil jou bevry. Jy is nie geskep om 'n pion of 'n vloerlap te wees nie. Ek sê dit weer. Manipulasie wil jou beheer. Emosioneel afpersing wil jou tap en jou klaarmaak. En ek het dit genoem, al die tegnieke wat 'n manipuleerder sal gebruik. Jy is nie geskep om 'n pion te wees, gemanipuleer te word. Jy is geskep om vry te wees. Ek glo hierdie was baie duidelik. Ek het nie hoe duideliker ek dit kon oordra nie, maar ek het net gevoel ek moet hierdie boodskap deel. Daar's iemand wat dit moet hoor. Daar's iemand wat dalk nie weet, is ek op die regte plek nie, want dit is wat besig is om te gebeur. Jy dalk nodig gehad vandag. Soos ek kan sien met die 3.500 mense wat tans op die lives is, dat daar baie is wat tans iewers deur so 'n episode of seisoen in hulle lewens gaan. Ek bid vir jou vir vrymaking, vir deurbraak. Weer eens baie dankie vir elkeen wat hierdie aanlyn bediening ook geestelik deur gebed en ook finansiëel ondersteun. Here seën U ryklik. Stap in oorwinning en stap in deurbraak en stap in genesing. Mag die Here jou wys en mag jy moontlik hierdie aanspreek en vrykom en in vrede beleef en ervaar en in stap wat God ook vir jou instoor het. Wat ek gisteraand gesê het, dit is die dag wat die Here gemaak het. Maak hierdie dag, hierdie week, hierdie maand, hierdie jaar, jou dag, jou week, jou maand en jou jaar. My pastoor Stef, altyd lekker om saam met jou te kuier. Sien jou môre aan, selfde tyd 8:00. Goedheid en guns. God bless.